Goeienaand, kosbaar is welkom by die huis van wonderwerke. Kyk vir 'n klein oombliekie in 'n leesstoel vas. Maar ek bid regtig waar dat die demonstrasie wat pastoor Rakkie vanaand vir julle wil bring, vir julle insiggewend gaan wees en dat julle vrug daarbey sal vind en dat julle dit ook so kosbaar sal vind soos wat ons dit gevind het. Hierdie gaan 'n gesprek wees en dit gaan 'n gesprek met iemand wees met die naam van Spyt. Jy's laat. Hoekom is jy so laat? Natuurlik is jy laat. Hoekom vra ek nog? Jy's natuurlik laat soos gewoonlik. Ek het amper hierdie uitsending van jou gestop. Voor jy nou, jy sluip hier in. Ek kan nie glo jy sal weer laat nie. Ja, jammer. Ek is altyd laat. Dis seker hoekom jy Spyt genoem word. Dis mos jou naam. Ja. Ek is selde vroeg genoeg om iets te verander. Nou waar kom jy nou vandaan? Nou, van mense se sitkamer af. Van hospitaalbeddens af. Van grafte af, waar mense na die tyd praat. Van kinders af, wat wens hulle het meer gevra. Van ouers af, wat wens hulle het meer geluister. Van mense af, wat jarenlang gemerk het vir dinge wat jy kan terugpraat. Jy klink vir my bietjie moeg. Ek dra swaar. Mense dink ek is net 'n gevoel, maar nee, ek is 'n argief. Ek dra sinne wat nooit gesê is. Soos, ek is jammer. Ek vergewe jou. Kom ons begin weer. Ek is lief vir jou. Ek was verkeerd. Ons kan ook kom. Die sinne word altyd te laat in my sak geprop. Besoek jy dan nou net gewone mense? Nee. Ek het al groot mense, bekende mense, geleerde mense, leiers, rykes, dokters besoek. Mense wie se name in boeke staan. Mense wat al goed applaus ontvang. Mense wat al miljoene bereik het. Maar hulle eie kinders nie bereik het. En dan wat sê hulle dan nou gewoonlik? Hulle praat maar min oor titels. Min oor pryse. Min oor geld. Maar hulle praat oor tyd. Oor verhoudings. Oor 'n huis vol mense, maar leeg van aandag. Oor kinders wat groot geword het. Terwyl hulle besig was om belangrik te wees. Ja, dis waar wat jy nou sê. Ja, baie min mense sal sê, hoekom het ek nie meer vergaderings bygewoon nie? Maar die meerderheid sal eerder sê, hoekom het ek nie daardie Sondag saamgegaan? Hoekom het ek nie net gebel of ge-WhatsApp of sommer in my kar geklim en so toe gery? Kom het ek gewag of uitgestel? Ja, is dit maar die grootste spyt wat jy dink, tyd? Is dit tyd? Ja, jy sien, tyd is een van hulle. Maar tyd is net 'n houer. Ware spyt is wat mense nie in hierdie houer gesit het. Ja, maar soos wat is dit nou? Soos sagtheid, soos waarheid, soos geduld, soos moed, soos vergifnis, soos geloof. Jy sien, mense dink mos altyd, daar is nog 'n geleentheid. Daar is nog 'n kans om reg te maak. Ek sal nog, en môre is nog 'n dag. En ek wat spyt is, ek leef van daardie nog. En dan het jy geloof genoem, hoekom? Omdat ek dikwels daar is, wanneer mense besef, hulle het hulle siele laaste op die lys geplaas. Hulle het hulle planne in plek gehad vir aftrede. Hulle het vir geld
tyd gehad van eiendomme, van vakansies, van hulle kleinkinders, van elke geleentheid wat hulle kon skep, hulle tyd gehad, maar hulle het nie tyd vir God gehad. So is dit nou vir jou 'n swaar ding om te sê. Ek weet, daarom sê ek dit sag, maar sag beteken nie onwaar. Party mense wag tot die lewe en het tot stilstand trap. En dan wil hulle nie eens luister. En het hulle die jare gevoel, iets of iemand roep hulle. Maar hulle het dit uitgestel. Ek sal later, sê hulle gewoonlik. Of eendag, wanneer daar tyd is, sal ek luister. Jy sien, geloof is nie 'n ornament van die einde van die lewe. Nee, dis 'n lig van ons lewe. So sê vir my spyt, nou waaroor is jy spyt? Ek is spyt dat mense my te laat ontmoet. Ek is spyt dat ek dikwels eers kom wanneer berou nie meer 'n gesprek kan red nie. Ek is spyt wanneer liefde nie meer hardop gehoor kan word. Ek is spyt wanneer die graf die enigste luisteraar is. Maar die grootste spyt is ek is spyt wanneer ek nie kan hemel toe gaan. Okay, maar wat bedoel jy nou daarby? Net wat ek sê, spyt gaan nie hemel toe nie. Spyt is te laat. Spyt dra die smaak van 'n gemiste genade. Maar berou kan hemel toe gaan. Vergifnis kan hemel toe gaan. Geloof gaan hemel toe. En 'n mens wat in tyd omdraai, hy gaan hemel toe. Okay, maar is dit nou waaroor jy spyt is? Ja. Mense dink ek is genoeg. Hulle sê, ek is spyt, maar hulle gaan nie verder. Hulle vra vergifnis, maar hulle is nie regtig jammer nie. Hulle toon nie berou nie. Hulle draai nie om, terugkeer terug na Jesus toe. Want daar is nog tyd. Okay, so spyt is nou nie eintlik die antwoord nie. Nee. Geliefdes, vanaand loop ek hierdie illustrasie en vir julle gemerk. Jy sien, spyt is nie die antwoord nie. Want spyt is net 'n klop aan die deur. Berou maak die deur oop. En genade nooi jou in. Wow. So, spyt sal altyd iemand hê wat omroep. Vandag wil ek jou bemoedig en vir jou sê, in Hebreërs 3 vers 15 sê, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Vandag, terwyl jy sy stem hoor, verhard nie jou hart. Sê jy vergeef, sê jy het lief, sê dit is okay, ons kan oorbegin. Maar maak seker, spyt klop nie aan jou deur. Amen. Kom ons bid saam. Kosbare Hemelvader, dankie vir hierdie kosbare woord. En dankie Vader, dat ek vandag spyt kom te laat. Vader, maak ons waaksaam, soos Efesiërs sê. Vader, help ons om die wapenrusting te dra en reg te staan vir die aanslag van die vyand, sodat ons Vader nie hoef te hoor wanneer spyt aan ons deurklop. Help ons Vader om vandag nog, terwyl ons die stem hoor, seker te maak, ons tyd om reg te maak, seker te maak, ek die foon optel, seker te maak, ek die WhatsApp stuur, seker te maak, spyt is nie te laat. Dankie Vader, dat ek vanaand elkeen wat hier luister,
aan U kan opdra. Elkeen wat hoor, Here, sal ontvang en seker maak. My pad, na U toe, Vader, is nou wel, nou en smal, maar voor maak. What a day that will be when my Jesus I shall see. Ons Here naam. Amen. Shalom. Pas op vir spyt. Tot ons weer praat. Shalom.